Goeiemôre vriende, so in die begin van 'n naweek, dis Vrydag die 19de Desember 2025. Ek hoop julle het sommer net so 'n lekker naweek. Ek dink mense so lekker 'n bietjie in die Kersfees atmosfeer. Ek dink is iets goeds vriende. Dat ou daarin is, jy sien liggies oral as jy in die sentrums inbeweeg wat oorvol is natuurlik uit die aard van die saak in hierdie tyd, dan jy regtig die kersgevoel wat hy rondom jou het, wat ek ook dink 'n goeie ding is. Herinner julle maar net daaraan dat dit gaan inderdaad oor die geboorte van Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker wat vir jou sondes kom sterf het. Hy is vir jou gebore, maar hy kom sterf vir jou sondes, sodat wanneer jy in hom glo, jy die ewige lewe kan hê. Om te onthou in hierdie tyd dat Jesus is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur hom nie. Vriende, dit is verskriklik belangrik dat ons dit nooit uit die oog verloor nie. Oor die krib van Jesus val die kruis van Golgotha alreeds, né? So mag julle 'n wonderlike naweek hê. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Dankie Here vir u liefde. Dankie Here vir u genade. Dankie Here dat ons kan weet dat ons vrede kan hê in oorvloed, omdat ons vir u ken, omdat ons vir Jesus ken en omdat ons die Heilige Gees ken. Amen. Vriende, nog steeds 'n bietjie meditasie. Ek het vir julle gesê ek gaan vat julle van maandag af begin ons met Kolossense. En ek het gedink tog vandag wil ek hê ons moet net so vir 'n wyle weer by die Onse Vader stil staan. Vriende, dit is iets wat ek en jy maar gereeld by kan stil staan. Die Onse Vader gebed is 'n gebed wat eenvoudig unbelievable is. Spreek eintlik alles aan. Jy kan hom elke dag bid want hy het soveel dimensies aan hom, vriende. So kom ons raak so vir 'n wyle stil en dan bid ons saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Vriende, so dink 'n bietjie, hoe kan sy naam deur jou geheilig word in hierdie tyd? Laat sy koninkryk kom deur jou, daar waar jy werk, daar in jou vriendekring, hier in hierdie Kerstyd. Hoe gaan jy laat sy koninkryk kom? Laat sy koninkryk kom deur jou, daar waar jy is. Dink so 'n bietjie daaroor. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. So, wat se besluite jy ook al in hierdie tyd moet neem. Ek sê vir die Vader ook dat hy jou moet lei in hierdie besluite, dat dit sy wil sal wees, nie jou wil nie wat jy dink die beste is nie, maar laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Sê vir die Here, dankie vir die daaglikse brood, wat hy klaar vir jou gee, en vra ook vir hom, sê Here, u ken my omstandighede, u weet waar ek is, Here, groot asseblief, gee my daaglikse brood. Vir jy vergewe my skulde, Here, soos ek ook my skuldenaars vergewe. Sê vir die Here, dankie dat hy al jou sondes in Christus kom vergewe het, dat hy nooit weer dink aan jou sondes nie, maar dat jy ook daaruit leer, dat jy wie ook al jou vyand is, met wie jy nie oor die weg kom nie, vra vir die Here dat hy jou help deur sy Gees, om ook daardie mense te vergewe. Jy weet wie hulle is. Kom lê hulle voor die Here, sê Here, ek is nie in staat om dit te doen nie, maar deur u Gees help my om hulle te vergewe. Vergewe my oortredinge, soos u ook my oortredinge vergewe, né? En laat kom my nie in die versoeking nie, maar verlos my van die bose. Vriende, ek en jy plaas onsself sommer maklik in die versoeking, né? Vra vir die Here dat ook deur sy Gees jy moet help. Vriende, hoe ons nie in versoeking kom nie, is wanneer ek en jy 'n lewende verhouding met God het. Wat is ons waardes teen die muur? Deurdat jy in Jesus se voetspore volg, deurdat jy die Heilige Gees deur jou laat werk, deurdat jy hierdie lewende verhouding met geloofsvormende gewoontes, liewe vriende, sal beoefen, deurdat jy sal die Bybel lees, deurdat jy sal bid, deurdat jy oor die woord sal mediteer, nie net lees om te lees, jy mediteer, om te joernaal daaroor, om te sê, hoe sien jy die Here werk deur jou, hoe beleef jy hierdie teks, deurdat jy die tekste sal memoriseer, dat jy inderdaad, liewe vriende, op die ou einde daarna sal kyk en sê, Here, help my om in hierdie lewende verhouding te staan, en wanneer ek in hierdie lewende verhouding met God staan, gevul deur die Heilige Gees, help dit vir jou en vir my, dat ons nie in versoeking kom nie. Mag die Here
julle ook daarmee in hierdie tyd help. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.